In hierdie episode kuier ons 'n bietjie by die bietjie. So ons is nou net klaar opgeslaan hier by die bietjie Hartenbos. En ons rus nou net gou 'n bietjie. En ja, ons het weer met die sleepbandjie gekom. Dit is so 'n lekker dag uit gewees dat ons het die sleepbandjie gehak. So lekker sonnetjie buite. So ons sit nou in eintlik 'n nuwe gedeelte van die sleepbandjie. Kom ek wys julle gou. So daai gedeelte is die standaard gedeelte wat aan die sleepwa is, maar die dak is, kom ons sê, 'n nuwe toevoeging. Hy het oorspronklik saam met die sleepwa gekom, ons het hom nooit gebruik nie. Maar dit maak nou eintlik 'n baie lekker koelte gedeelte daar. So dit is waar ons staan. So dit is so lyk. Die kamp is propvol ander mense ook. O ja, en vir die van julle wie nou nie gesien het nie, of wat wel gesien het, die ou is terug. Ja, ons ry weer met die Mahindra hierdie keer. Die vorige keer het ons met die bakkie gery. Ons sê die Mahindra was hoe kan nou hierdie nou diplomaties sê? Was 'n slagoffer, die Mahindra was 'n slagoffer van swakdiens. Dis wat daar gebeur het. Ons het 'n handbreek laat regmaak, want sy tyd het gekom om vervang te word, en toe ons dit doen, toe het hulle die handrem met hulle baie goed reggemaak, maar toe hy op die jack gestaan het terwyl hy aan hom gewerk, toe gly van die jack af toe. Dis al 'n ander gedeelte van hom wat beskadig geraak het. Maar die man is terug. Julle sal sien, hy het net een spotlight voor. Die ander een het afgeroes. Ja, dit was lekker by die see, julle. Ja. Die staanplekke hier is so 14 by 14 meter. En dan het almal van hulle behalwe 2 is gepave. Die krag wat julle hier kan gebruik is 20 amp breker. So julle kan lekker koffiemasjien trek hierso. Dus sal sien hier is 'n redelike groot area hier in die middel. En dan dit is nou die area wat die manne gebruik om patang te speel. Ek weet nie of julle patang ken nie, maar hulle doen dit nogal blykbaar competitive rond. Lekker groot spasie. En dit is dan nou sommer waar die manne 'n straatbraai hou ook party daar. As jy wel by die bietjie wil bly, maar jy wil nie in 'n karavaan bly of in 'n boswa of 'n tent nie, dan is hier ander opsies vir jou. Hier is houthuise waarin jy en jou hele familie kan bly. Dit is nou net 'n lekker, die mooiste uitsig na Hartenbos se kant toe. Hier is plek vir jou karre om te staan in die koelte. Nou dat ek hierdie torings hier so sien, hulle het wifi op die terrein beskikbaar. Daar is natuurlik 'n koste op dit, maar die diens is daar as jy van dit wil gebruik maak. Sou jy besluit om in een van die huise te bly, is dit dan baie nader aan die speelpark as dit ou sou dink. So hier kan die kinders lekker speel. Hier is swaaye, hier is 'n trampolien waar hulle al hulle energie van al die rooi koeldrank kan uitspring. Daar so is 'n glyplank, 'n wipplank. Ja, wild flashbacks. Hierdie kant toe, daar aan die regterkant agter die tanks, is die chemiese toilet disponeringspunt. En hierdeur kom ons soos by die braaigeriewe en die swembad en daai klaste. Weer eens ouens, julle kan sien die plek is baie netjies onderhou. Daar is die swembad. Daar so is sitplek vir klomp mense, 'n braaiput en dan natuurlik onderdak braaigeriewe ook, sou dit reën of daai klas ding. Ja, jy sou dink as dit reën dan braai mense nie, maar dis Suid-Afrika, hier braai ons altyd. 'n Tema wat reg deur die perseel loop is die 'n bietjie ding. So hier staan byvoorbeeld braai 'n bietjie.
Hier by die kroeg staan daar drink 'n bietjie en bak 'n bietjie. So daai klas ding gaan jy reg deur die terrein sien. Hierdie area gebruik hulle natuurlik vir die inwoners wat lank staan hierso, want dit is nog 'n ding wat jy kan doen. Jy mag lank staan hier en dan gebruik hulle hierdie area om so een keer 'n maand of een keer elke 2 maande of wat. Dan hou hulle nou 'n braai vir almal hierso. Dan gee die bietjie byvoorbeeld een gedeelte van die kosse en die inwoners gee die ander gedeelte. Dan kom almal hier bymekaar en is een lekker groot makiti. So ja, dan hou hulle makiti op die bietjie. Net te lekker. So ja, ook kan baie maklik verstaan hoekom hierdie 'n 4-ster kampterrein is, maar soveel meer as 'n kampterrein. Dis eintlik 'n, kom ons noem dit nou maar 'n resort as jy wil. Want alles die nodigheid is hierso. Hierso is 'n kontant kroeg, hier's braaigeriewe, hier's speelplek vir die kinders. Jy's 900 meter van die see af. Dit is net te lekker hierso. Ouens, kyk hierdie weer. Jessie, Hartenbos. Ek kan verstaan hoekom almal hiernatoe kom. Nou ja, daar's hier 'n bietjie woordspeling as ek nou al ooit gesien het. Maar ja, 100% rolstoelvriendelik. Daar's ontvangs. En daai is amper soos 'n honesty shop tipe ding. Waar as jy wil hout koop, dan kan jy hout koop, jy kan dit vat. Jy moet net jou rekening heeltemal settle voordat jy wy. Ek wil julle graag wys hoe lyk die badkamers hierso. Ons gaan sommer by die mans begin. Hierby staan 'n bietjie. Dis die badkamers hierso lyk. Baie netjies skoon. Seep, wit handdoeke, haardroërs. Kyk netjies is hierdie. Hierso is 'n bad vir die manne wat wil bad. So hier by die bietjie gee hulle vir jou die wit goud saam. Jy hoef nie jou eie te bring nie. En die badkamer word gedurig gediens. Die laaste keer wat hy gediens word hierdie dag is 10:00 die aand. So is altyd perfek skoon hierso. Hierso is area waar jy 'n bietjie opwas kan doen. Aan die buitekant word jou braairoosters en daai klas ding gewas. So hier is vir skottelgoed. Daar so 'n strykplank as die manne wil stryk. So is wasmasjiene, hierso is 'n tuimeldroër. Alles wat jy nodig het om jou klere skoon te kry. Of as die kinders terugkom van die strand af om die handdoeke weer droog te kry, al die sand daaruit haal, hy klas ding. Kyk netjies skoon is dit hierso. Hier is jou wasgoedlyne. Meer as genoeg plek om al jou goed te hang. Okay, nou Arno kan nou nie hier, want hierso sit ons 'n bietjie. Dan gaan ons nou hierso in by die badkamer. Badkamer, soos wat jy by jou huis sal vind. Badkamer het buttons. Baie netjies. Het is altyd moeilik om 'n badkamer af te neem, né? So. En aan die kant. Kyk hoe mooi skoon is dit. Natuurlik as jy verkies om te stort, is die storte. Lekker stortkop, baie nie rond hoef te spring vir water nie. Vollengte spieël, haardroërs, seepies, roompies.
Baie skoon. Ons kyk nou so terug waar ons staan. So waar hulle petang speel en waar ons staan is daaronder. En ons gebruik almal 'n gemeenskaplike ablusieblok. Laat my nou dink aan die tyd ons was op Swartkops gewees een keer. En daar kom 'n meisiekind verby. En as jy nou daai meisiekind is wat kyk, sorry, maar jy het nou maar nie ene getrap. En sy kom verby met 'n klipbord en 'n pen. Jy weet mos as iemand met 'n klipbord en 'n pen verbykom, moet jy al die vrae antwoord. En sy vra sy vra vir ons daar op die paviljoene, nou maar, hoorie so ouens, wat dink julle van die ambisieblokke? Nou op die oomblik het ek nie geweet wat om te sê nie. Maar nou as ek terugdink daaraan, dit was eintlik nogal 'n redelike embarrassing oomblik geweest, maar as jy jou eie ambisieblokke wil hê, dan is hier so 'n paar stands wat dit het. So hier is seker so 6 of 7 van hulle wat jou eie ambisieblokke het, as jy dan nou so wil sê. Hier is ook plek vir jou kar waar jy onderdak kan stop teen 'n ekstra koste. Maar dan kan jy nou hier bo staan. Hier is net so 'n paar van hulle. As die idee van 'n houthuis jou aantreklik lyk, maar jy is nie 6 mense nie, maar jy is net soos in 1 of 2, dan is hierdie dalk 'n opsie vir jou. So hierso is houthuisie, sleeps 2. Hy kan seker maar 4 mense slaap as hulle op bedjies of so slaap. Hy het sy eie privaat braaigeriewe. Plekkie om buite te sit en kuier. Dis hoe hy lyk. Die plekke het ook hulle eie name. So ek meen jy kan daai ene maar vir jouself uitwerk. Maar dis hoe dit lyk. Hier is 2 van hulle. Baie lekker plekkies. Nou ja, vanmôre het ons die geleentheid gekry om julle te wys hoe lyk een van die houthuise. As jy dan nou hier inboek, dan kry jy so 'n stel met al die besonderhede op. Daar is jou tag om by die hekke te kan in en uit. Voordeursleutel, 'n skuifdeursleutel. Kom ek wys julle gou hoe lyk dit hier binne. Hier is nou 'n 2 slaapkamer eenheid. Dis hoe dit lyk hier binne. Ons begin sommer by die kombuis. Jy kry 'n wasmasjien saam, mikrogolfoond, skottelgoed wasmasjien, want wie was nou skottelgoed op 'n vakansie? Groot yskas. As jy nou die kant toe kom, kry jy lekker skottel TV. Maar ja, as jy so vir die see kan staan en kyk, sommer hier van die braai stoep af, hoekom sou jy dan nou wil TV kyk? Een bietjie skipie op die water, maar ja, dis hoe dit hier lyk. Nog bietjie meer die kant toe kom. Hier is nou seker vir die kinders, as hulle nou saamkom. 2 enkelbeddens. Meer as genoeg pakplek. Ek voel nou skoon soos 'n eiendomsagent hierso. Hoofslaapkamer. En dan die badkamer met 'n stort en 'n bad. So ja, ek dink dit is baie netjies hierso. Die eienaars is baie betrokke aan die dag tot dag running van die plek. Hulle is al ewig op die terrein en tussen die mense om te hoor of daar enigiets is waarmee hulle kan help. En dit wys, die plek is baie netjies, alles is in plek, alles is reg, alles werk. En dis ook seker 'n groot rede hoekom die bietjie gekies is op TripAdvisor onder die top 10% van plekke in die wêreld om te besoek as jy na 'n holiday resort wil gaan. En dit sê nogal baie. Hier het jy 'n braai.
Hier is nou die een slaapkamer eenheid. So weer 'n keer het jy die skottel TV. Hier het jy 'n wasmasjien wat jy kan gebruik, dan hoef jy nie na die groot laundromat toe te gaan nie. As jy hier deurstap, jou badkamer is hier binne, weer 'n keer met 'n stort en 'n bad. En dan het jy nou natuurlik net die een slaapkamer wat jy dan nou kan gebruik hier. As jy nie wil skottelgoed was nie, en jy wil nie jou klere was en stryk nie, of jy wil nie jou plek skoonmaak nie, alle dienste is beskikbaar. Daar is 'n koste vir dit natuurlik. Maar jy kan reël dat iemand jou huis kan kom skoonmaak en jou klere vir jou was en dit stryk en jou skottelgoed was en elke ding. So dit is net te lekker. Ja, dit is nou 'n redelik industriële klank wat ons daar gehad het. Maar ek moet jou sê, as jy ernstig is oor veiligheid, het jy ernstige slotte nodig. So al die slotte en hekke hierso werk met elektroniese tags. En elke kampeerder kry een hierso. Hier is nou die treinspore wat deur Hartenbos loop. So ja, die treinspoor is veilig. Die mense stap van hier af, stap na Hartenbos seefront toe vir inkopies en daai klas ding. Dis letterlik soos 15 minute se loop van hier af. Dan het jy nie enige verkeer in daai rigting nie, en oor Desember tyd of enige ander vakansietyd is dit eintlik 'n baie lekker idee. Maar ja, hier loop 'n trein nog elke dag. So ou kry dit elke nou en dan kom jy iemand verby en maak 'n redelike lawaai. So ja, jy kan nou nie op die treinspoor speel nie, nie dat ou regtig op die treinspoor speel nie, maar hy is hier loop aktief nog 'n trein. So lyk die voorste gedeelte van die kamp hier by die bietjie. Lekker baie karavane. Ek dink hier is net een plek oop. En as ou nou na al hierdie kyk, omtrent 80% van hulle is permanente kampeerders. Soos my ouers bly ook hierso. En hulle kamp nou al 8 jaar wat hulle op die pad is. So daar's baie sulke groepe wat 'n ou kan by aansluit as jy wil permanent staan. Maar jy hoef nie, jy kan dit vir jouself ook doen. Maar ja, ek meen, die meeste van die mense is op pensioen en hulle kry korting as hulle lank staan hierso. So dit is 'n baie lekker manier vir die mense om by mekaar te kom. En dan kan hulle 'n gedeelte van die land saam beleef. En daai klas leefstyl dink ek raak nou redelik populêr. En ja, jy weet 'n bietjie kan jy dit doen. Dit is net baie belangrik dat as jy dit wou doen hierso, dan moet jy net seker maak jy bespreek vroegtydig. Die park is baie populêr en nou kan sien hoekom. Dit is baie mooi hierso. Maar ja, definitief iets wat 'n ou kan oorweeg. So dit is nie dat die plek net is vir jong mense nie. Die bietjie maak natuurlik baie voorsiening vir die ouer garde ook, deurdat hulle langstaan kampeerders vat. Jy kry korting as jy oor 'n sekere ouderdom is. En dan is daar allerlei goeders wat hulle vir jou bied, soos kerkdiens op Sondag. Hier is petang vir die mense. Hulle speel natuurlik rolbal ook, saam met die Hartenbos rolbalklub. So hulle vervoer jou op en af as jy wil gaan speel. En ja, dit is 'n all inclusive nie, maar dit sou jou definitief besig hou as jy nie baie sportief is nie. Hier is 'n biblioteek waar jy boeke wat kan uitneem. En natuurlik net hierso sit en vir die see kyk, as jy dan nou so voel. Maar ja, ek dink vir 'n lekker plek om te gaan vakansie hou, of selfs om te bly as jy op 'n besigheidsuitstapie is, ouens moenie 'n bietjie miskyk nie.